die vraag is, hoe kom 'n tempel? Hoe kom juist hierdie vorm wat Christus gebruik het om vir jou en vir my deur Paulus te sê, dat ons is die tempels van die Heilige Gees. En ek wil vanmôre praat oor, dit is die tema van my boodskap vanmôre, Jesus se hart vir jou en my. Jesus se bedoeling met jou en my. Waarom Jesus juist wil hê dat jy en ek 'n tempel sal wees waar sy Gees kan woon en waar hy eintlik woon deur sy Heilige Gees. En die van julle wat vanmôre julle Bybel by die hand het, is baie welkom om saam met te blaai na Lukas hoofstuk 22 van vers 15 tot van vers 14 af. Lukas 22 van vers 14. Daar staan: en hy sê vir hulle, hy praat hier met sy disippels, dat hulle gaan voorberei sodat hulle die laaste nagmaal of dan die avondmaal soos baie vandag dit kan gaan vier waar Jesus dan op die nagmaal ingestel het vir die kerk van Jesus Christus. En hy het vir hulle gesê, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek het gesê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is. Toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Net so terloops, net 'n opmerking wat ek wil maak. Ek weet nie wie van u daarvan bewus is nie. Ons is gewoond om die broodjie en die beker te gebruik by die nagmaal. Maar die Jode in daardie tyd het 4 verskillende bekers by etes gehad. 4 verskillende bekers. En toevallig is hierdie die enigste plek waaroor 2 van die 4 gepraat word. Ek wonder wie van julle het al agtergekom. Kyk hierso, Jesus gebruik eers 'n beker, toe die brood en toe weer 'n beker. Het julle dit al opgelet? Baie mense sien net brood en wyn. Maar Jesus gebruik eers 'n beker, toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop, nadat hy die beker neem, daarop neem hy brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. En toe neem ek die beker. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Jesus kry sy disippels bymekaar aan die einde van sy bediening. Hy kry hulle bymekaar net voordat hy weet, daar wag vir hom lyding, smart, pyn. En die tyd waarin dit gebeur, is in 'n tyd, ek het vir jou opgesom hierso, is in 'n tyd wat die Joodse leiers besig was om saam te spreek teen hom. En hy het dit geweet. Die Joodse leiers is besig om planne te maak om hom dood te maak, want hulle wil van hom ontslaan raak. Hy weet dit. En die hartseer van alles is,
Jesus 3 maal verloor. Dis die omstandighede waarbinne Jesus besig is om voor te berei om vir sy kinders nagemaak. Of is jy toe hier aan sit en dink het gister? Ek vir myself gesê, ja, hoe is dit moontlik? Hoe het ek dit reg gekry? Hoe kry mens dit reg om te midde van hierdie negatiewe omstandighede, hierdie aanslag in jou lewe, hierdie teleurstelling, hierdie moedeloosheid wat hy moes beleef, om nog nagmaal, wat hulle dit nie. En as wat dit nog nie geloof is nie, weet Jesus, as hy met daai boot vertrek en stap, dan gaan hy met sy disippels Getsemane doen. En hy weet, hy gaan sy disippels vra of hulle saam met hom te bid, en hulle gaan in die slaap af, hy weet dit. En as wat tegen nog is nie, weet Jesus, dat wanneer hy daar gaan bid, sê die Bybel, gaan die bedruktheid en die nood en die pyn en die emosionele ervaring so geweldig word, dat sy sweet soos bloed geword. Niemand van julle dit al gesien. Die wetenskaplikes beweer dat wanneer 'n mens so intense pyn en smart belewe, dat jy bloed begin sweet, dat jy baie naby aan jou einde. Want jou hart kan dit vat. So intens het Jesus sy lyding geword, die ontslag op sy lewe, en op sy bestaan geword, dat hy bloed sweet. Dat hy op die punt kom, as die Vader asseblief, sit iewers in hierdie beker om my verby gaan, ek kan nie meer. Nogtans, nie my wil nie, laat u wil gesê. Dis die omstandighede waarbinne Jesus besig is om vir sy disippels nagmaal aan te bied. En die laaste ding, Jesus weet, dis die einde van 33 jaar, wat hy op hierdie aarde is, op 'n plek is, waar hy hoort nie. Hy het as die mense gekom wat hom verwerp het. Hy het mens geword, en hy was onderworpe aan al die pyn en teleurstelling en pyn, wat hy nie moes ervaar nie, want hy was die seun van God. Hy was God homself, hy was die een wat met 'n woord al hierdie goed geskaap het, wat so teen hom gedraai het, wat hom so ondermyn het, wat so dwars teen hom gestaan het. Hierdie mense, vir wie hy so lief het, is die mense wat hom verwerp het. In 33 jaar moes hy in die pad stap, met daardie wete die dag gaan aanbreek, wat hier gaan gebeur het. Vra jou, as jy vir 33 jaar in jou werk moet staan, en almal in jou werk het jou heel dag teëgestaan, jou heel dag onderwerp, en jou heel dag ondermyn, en heel dag jou ondergang gesoek, en jy weet, jy moet vir hulle gaan sterf. Hoe sou jy gevoel het na 33 jaar? Nee, Jesus, na al die goed van Joodse leiers, van Judas, van Petrus sy geliefde, van die Getsemane wat voor hom wag, van 33 van stryd en pyn wat verby is. So jy nog alles gehad het, ons sal met iemand te gaan eet. Nou luister, kan ek jy terugvat na wat ons gelees het. Vers 15 sê, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang. Party van die vertaling sê, ek het ernstig begeer. Ek het 'n passie gehad, ek het 'n verlange gehad, dat is iets wat my gedryf het na hierdie oomblik. Ek het ernstig daarna verlang om saam met julle te eet.
julle gepraat deur Moses en deur die tafels wat ek vir hom gegee het, maar eintlik wil ek hê die heidene, die volke van die wêreld moet weet dat ek onder julle woon. Maar nou net het hierdie Israeliete 'n goue kalf gemaak. Nou net 'n rukkie terug wat Moses sê, ons moet maar liewer terug gaan Egipte toe, na die vleispotte van Egipte. Nou net die Israeliete vir Moses sê Moses, God is onregverdig. Hoekom het hy ons in hierdie posisie geplaas? Presies wat met Jesus gebeur. Maar God sê, ek soek 'n tabernakel. Ek soek 'n tempel. Ek soek tempeltjies soos ek, waar my gees kan kom woon, wat ek verlang intens om saam met julle naby te hou. Ek sterf vir julle, ek betaal die prys vir julle, ek ly vir julle, ek word deur julle verwerp. Maar ek het 'n intens verlang. Ek het 'n begeerte vir ons kinders van God, gemeente van Jesus Christus. Dit is hoe God Christus gestig het. Dis hoe God sy kerk gestig het. Dis hoe God jou en vanmôre my vanmiddag of vanmôre hier bymekaar gebring het, omdat hy vir jou en vir my wil sê, God se hart, Jesus se hart is, dat hy intens begeer om met jou en met my 'n pad te stap. Hy gee vir jou vanmôre so dat hy 'n passie het om gemeenskap met jou te hê. Ongeag of jy vra het, ongeag of jy vriende het, ongeag of jy jou teleurgestel het. Het hy vanmôre 'n intense begeerte om jou die tempel van sy gees te maak. En ek weet nie wat jou omstandighede vanmôre is. Ek weet nie wat die pyn in jou gaan. Ek weet nie wat jou verhouding met Jesus is. Maar weer vanmôre, Jesus se hart vanmôre is, dat hy verlang om vanmôre hier met jou saam te eet. Dat hy verlang vanmôre dat jy en ek as gemeente van Christus, as Christus gemeente, dat jy en ek die tempel sal wees, waar die wêreld sal sien, God het gemeenskap met ons. God is in ons midde. En hy wil gee vanmôre om met jou en my saam gemeenskap te hê. Maar dis nie net nie. Lees hier weer, Lukas 22:15. Ek het baie sterk daarna verlang. Dis Jesus se hart. Maar sy hart het nie net hier begin en hier geëindig. Nee, in Matteus 23:37 sien ons die volgende. Jesus sit op die Sionsberg en hy kyk na Jerusalem, waar hy nou moet ingaan en waar hy op die een oomblik gekroon gaan word as die koning, die seun van Dawid, en net 'n rukkie daarna gaan hy sy kruis kom. En Jesus kyk so uit en hy sê, hoe dikwels van wat julle by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlekke by mekaar maak, maar julle wou nie. Jesus kyk oor sy kerk, Jesus kyk oor sy kinders, Jesus kyk na sy disippels en na sy apostels, hy kyk vanmôre na sy geroepenes, hy kyk na hulle vir wie hy betaal het met sy kosbare bloed, en hy sê vanmôre, my kinders, ek wil julle by mekaar maak. Dis my hart, dis my begeerte, want ek wil met julle gemeenskap hê. Ek wil met julle kuier, ek wil saam met julle eet, ek wil by julle wees, julle moet my tempel wees waar my gees kan woon. Ek wil julle by mekaar
en hy roep en sê, kom, ek kom met jou eet. Net nie vanmorgen tyd nie. Pastoor, ek is besig met aanhaal. Jy weet, my week is so vol, ek het net Sondag om my kinders te spandeer, of pastoor, jy weet, ek kan nie meer my stokperd, ek behoef van iemand, die werk op my so besig, Sondag is die enigste dag wat ek kan gaan verstaan. Terwyl Jezus roep, met 'n verlang, met 'n passie, ek wil met julle saam eet, ek wil met julle gemeenskap hou. Maar julle nie meer vir my tyd nie. Julle wil nie. Julle wil julle eie doen, op julle tyd, op julle voorwaarts. Jezus hart, vanmorgen vir jou en vir my. Markus 6 vers 34. Net vir 'n innig jammer gevoel. Dit is toe Jezus nou bietjie lang bezig was, en sy preek bietjie lang begin word het, en tot hy van honger begin word het, sê die Bybel het na gekyk, en hy het innig jammer vergevoel. Vir sy disciples gesê, gee julle vir hulle iets om te eet. Jezus sien vir jou, waar jy tekort het. Hy sien jou nood, hy sien jou honger, hy sien jou pyn, hy sien jou smart, hy sien jou teleurstellings. Die Bybel sê, as hy so na ons kyk, dan word hy innig jammer vir ons. Dis Jesus hart vir jou en my. Miskien bejammer jy jouself so baie, jy sê vir jouself, niemand gee vir my om nie. Niemand stel in my belang nie. Almal kyk oor my, almal kyk oor my mis. Maar ek vanmorgen vir jou sê, daar is 'n Jesus wat vanmorgen vir jou jammer is. As die Jesus wat jou raak sien in jou pyn. Jy voel vanmorgen alles wat jy doen beteken niks. Niemand waardeer dit nie. Niemand gee vir jou om nie. Maar ek vanmorgen vir jou sê, daar is 'n hart, Jesus hart, wat sê ek verlang om net so om jou te eet. Ek verlang om by jou te wees, want ek het jou jammer, so jammer, dat ek my bloed vir jou gestort het. So jammer dat ek pyn en lyding vir jou verduur het. Ek wil net so om jou eet. 'n gemeenskap met jou hê. Want dit is Jesus se hart vir sy tempel. Johannes 3 vers 16. Waar kan ons 'n beter vers kry? Wie ken dit nie? So lief het God gehad, dat hy gegee het. Hy vra niks terug nie. Hy vra nie geld nie. Hy vra nie jou tyd nie. Hy vra nie jou energie nie. Hy het gesê, kom met my net soos jy is. So lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy beste, sy enigste gegee het. En hier kom sit hy met sy disciples en hy sê, ek het 33 jaar van my lewe gegee. Ek het opgeoffer, ek het my heerlikheid in die hemelpleis gegee. Ek het my koningstroon weggegee. Ek was nie die mense geag nie, teendeel, ek het alles verloor. Net een rede, want ek verlang om gemeenskap met jou te hê. En vanmorgen kyk Jezus na jou en my, hy kyk na Christus, hy kyk na ons gemeente, hy kyk na die kerk in Port Elizabeth, hy kyk na die kerk in Suid-Afrika en die wêreld. En hy roep uit en sê, ek wil hê julle moet my tempels wees, maar julle wil nie. Julle het julle eie dinge gedoen, julle eie program gevolg, julle eie wil gesoek. Julle wil nie. En ek verlang sterk om met julle gemeenskap te hê. Vanmorgen is dit vraag vir elkeen van jou en van my. Is ons die tempel van die Heilige Gees? En dan gaan ons die nagmaal hou. Jesus het klaar die nagmaal ingestel, daai nagmaal ingestel, en het gesê, dis 'n herinnering. Herinnering aan hierdie dag.
moet weet, dat ek julle so lief vir dit in my lewe vir julle gegee het. Dis hierdie dag, wat ek vir julle wil sê, dat julle moet weet, dat ek vir julle omgee, die spunte van jou omstandighede, want ek het jou innig jammer, so jammer dat ek vir jou die prys betaal. Dis Jesus hart vir sy tempel. Dis Jesus hart vir jou en vir my as die gemeente. Dis Jesus hart vir elkeen van ons individueel. Wil jy? Of wil jy nie? Gaan jy antwoord? Of gaan jy in slaap raak? Gaan jy op 'n afstand gaan staan, soos Petrus, en dan verloor wanneer hulle vir jou vra of jy deel van hom is? Of gaan jy na hom toe kom en sê, Jesus, Here, ek het foute, ek het teleurstellings, ek het pyn, maar Here, dankie dat U dit vir my betaal het. Dankie dat U my deel wil maak van U hart, en dat ek vanmôre saam met U gemeenskap kan hê. Dankie dat ek saam kan eet uit U woord, eet uit U gees, dat ek nie meer pad kan stap. Die week het ek een dag na 'n boodskap weer geluister, het gegaan het met die 2 Emmausgangers, wat Jesus nie herken het. Dit gaan nie verstaan daaroor, dat wie 3 jaar saam met iemand kan staan, en dan op 'n dag, as hy saam met jou is, herken jy hom nie. Maar die Bybel sê toe hulle oopgaan, en Jesus die brood terugbreek, en toe hy saam met hulle geëet het, toe hy sy hart vir hulle oopmaak, toe hy vir hulle sê, gee vir julle om, en hulle oopgaan, toe sê die Bybel, het ons harte nie brandende geword. Hoe brandende is ons harte nog vir Jesus? Want wees verseker, sy hart brand vir jou.